Goeiedag, baie welkom hier by For Him Crucified Center. As ek reg gekyk het, né, is dit sielskos. Dit is Dr. Chris Marks, pastoor Chris Marks, wat ook al Chris, en pastoor Betty. Bettykie, hier langs my. Ons gaan 'n lekker huisel hou. En ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die krag van God en die heerlikheid van God in sy kerk. En ons gaan 'n bietjie kyk daar, die profeet skryf, hy sê kyk ek gaan 'n nuwe ding doen. En so aan, en ons wil graag kyk waar lê die ooreenkomste, die kontrasse en die vergelykings, die verhoudings tussen die nuwe dinge wat ons moontlik glo wat gebeur het en so aan. Maar baie welkom hier by ons program vandag. Ek moes ver ry om hier te wees vanaand, maar dit bly vir my. Ja, en julle sal sien ons doen daai ding hempies aan. Nou die beste wat jy nou kan gaan doen, ons het hom nie so geprint nie. Ons het kosbare mense wat dit vir ons geprint het. As jy hom wil reg lees, vat jy jou selfoon na jou spieël toe. Absoluut. En dan kyk jy in die spieël, dan sal jy sien doen daai ding. Wat staan daarso? Jou oomblik is nou. Jou oomblik is nou. Jou oomblik is nou. Wow. Doen daai ding nou. En ons is besig om hierdie kragtige brand bietjie uit te rol. En daar gaan 'n magtige sukses wees raak in hierdie saak. Ons is serieus besig om met mense te gesels. Hierdie logo natuurlik aan die kant is For Him Crucified se logo. Daar sê, ja. Nee, ons is gebrand. Ons is gebrand. Maar ons praat oor die krag van God. En Bybel lees vir ons hierdie skrif gedeelte het ek al hierdie jaar baie oor genoem, gepraat, aangehaal, en ek wil amper sê by die week begin dit vir my al hoe meer 'n betekenis kry in ons era en tyd van vandag. Dankie Speska. So hierdie skrif is 'n absolute kragtige en 'n sentrale vers in die Nuwe Testament. Dit is, ek dink baie dinge is rondom dit gebou en gebeur vanaf hierdie vers. Ja. Want hy sê in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde. Wat 'n wonderlike belofte wat daarmee saamkom, wanneer die Heilige Gees oor julle sal kom. En ek dink ons gaan vanaand hierdie skrif so 'n bietjie in 3 dele opdeel in. Ja, hy's in 3 dele wat ons opgedeel het, kragtige dele. Is reg. En dit is hierdie as jy nou of later gaan kyk, is 'n woord of 'n boodskap in ons huisself vanaand. Ek glo moontlik vir 1 of 2 of 3, nie vir baie nie, want ons moet die modus operandi verstaan. Ek kan nie die modus operandi ignoreer nie. Ek sal eenvoudig wees as ek dit doen. Maar ons doen daai ding en God het hy het net soveel mense nodig en kort ek wil dit so noem. Hy het met 12. Ja. Hy het met 12 die wêreld geskit. En ek glo dit gaan binnekort weer gebeur. 'n Skudding. Jy gaan nou sien 'n skudding, 'n magtige skudding, 'n groot skudding wat nie deur die mens gaan gebeur nie, maar wat deur God gaan gebeur onder sy volk, onder sy kerk, nie die kerk nie, nie die algemene kerk nie, die liggaam van Christus. Getalle gaan nie vir God saak maak nie. Met Gideon het hy met 300 groot dinge gedoen. Maar baby, jy was nog besig om te gesels. Nee, dit gaan maar net ek dink ek gaan begin deur die eerste punt te noem, dan kan ons nou lekker daaroor gesels. Die eerste gedeelte van hierdie vers, met ander woorde van Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang. So as jy nou gaan kyk na die Griekse woord wat krag hier verteenwoordig, dan is dit dieselfde as of die Griekse woord daarvoor is dynamis, en dit is waar ons woord dinamiet vandaan kom, en ek hoef niks te verduidelik van wat se krag binne in dinamiet lê nie. Julle sal dadelik weet waarna ons verwys, maar dit is die tipe krag wat oor jou sal kom, ja, wat jy sal ontvang. Want ek wil nie die tweede deel sê nie, maar dit is die tipe krag wat jy sal ontvang. Dit beteken dat die gelowiges nie op hulle eie vermoë dit hoef te doen nie, maar met die krag van die Heilige Gees. Amen. En ek dink veral in vandag se dae kry mens baie mense wat voel, jy weet, hulle kan die ding doen. Hulle kan daai ding doen daai ding. En dan vergeet hulle dat daar is 'n sekere krag wat jy moet hê om daai ding te kan doen, en as jy dit in jou eie krag doen, dit raak so vinnig op. Jy brand so gou uit. Ja, en jy moet soveel bestuur toepas. Ja. En ek noem dit human management om almal gelukkig te hou.
dat ouers raak uitgebrand en dit is ingeplakte plug-ins. Ek noem dit, ek gebruik nou sommer 'n term wat ons in die tegnologie gebruik, plug-ins en stelsels om mense happy te hou, om die plekkie vol te hou en die mense gelukkig te hou. Maar hierdie krag, wat gebeur het, hoekom ons vanaand oor hierdie saak in ons huisself praat oor, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ons is bevriend, ons het 'n goeie verhouding met 'n baie bekende sanger in Suid-Afrika en hy het my oor die naweek beloof hy wil vir my 'n klip stuur wat hy opgeneem het in die tyd van Rassie Erasmus. Toe in daardie era en tyd van bediening en hy wou toe by sy woord, hy stuur vir by die klip deur, ek kry hom toe vandag en terwyl ek luister na die klip, nou daar is niks in daai klip, dis 'n wat noem jy dit, is nie 'n videoklip nie, dit is 'n musiekklip, Ja. Is 'n kanaal. En hy stuur dit vir my en jy kan hoor die opname van die klip is in daai tyd, ons praat van 50 jaar terug. So ek dink die betrokke musiekstuk was opgeneem nog op daai rolle Ja. wat hulle gebruik het en Dis reg. dit was raar geweest. Ek dink tape recorders, onthou jy daai tog nog Ja. as jy dit nie onthou nie, weet ek hoe oud is jy. Het hulle nog moontlik net in gebruik gehad. En mense, dit het niks te doen wat ek vandag gehoor het niks te doen gehad met die musiek, die styl van die musiek wat gespeel was of gesing. Inteendeel, Rassie Erasmus het vir 'n groot erkende prediker daai tyd voorsang gedoen voordat hy Rassie Erasmus geword het soos ons hom vandag ken. Ja. En iets het my getref en pastoor Betty noem nou dat die Griekse woord vir krag hier is die woord dynamis. Nou dit is waar die woord dynamiet vandaan kom in ons stelsel. Ek dink nie ek het nodig om dynamiet aan jou te beskryf nie. Ek waarborg jou as jy by jou huis is en daar's iewers nou dynamiet betrokke in jou omgewing, los jy nou as jy nou of later na my kyk dadelik hierdie stuk blik en jy gaan kyk as jy nog kan kyk wat gaan aan want dis 'n skudding, dis 'n ontploffing, dis 'n krag en hy maak los, hy breek los. Yes. En ek gaan nou daaroor praat en ek luister na hierdie klip vandag en jy moet mooi luister soos die opname gemaak is. Niks te doen met die liede wat daar gesing was, wat se musiekinstrumente, wat was die tegnologie wat hulle gebruik het. 'n Eenvoudige lied, maar binne in die gehoor Amen. op daardie stadium gebeur dat ek hom reg sê, gebeur daar dinamiet gebeur. Jy hoor die ontploffing. Jy hoor dit af. Jy hoor die ontploffing van die krag van God binne in daai, ek vermoed dit was 'n tent geweest. Ja. Wat daar gebeur en ek weet van die getuienisse van daai tyd, die oomblik toe die heerlikheid en die krag van God in daai tent begin rol, jy hoor, ek kon dit ongelukkig nie sien nie, dis 50 jaar terug of meer wat die recording gedoen is en jy hoor hoe die heerlikheid tot vandag toe nog oor daardie foon terwyl ons hom vashou spoel en ek weet van getuienisse wat daar uitgekom het hoe dat mense binne in daardie dienste aan depressie gelei, hoe dat hulle aan angs gelei, hoe dat mense, ons praat van die krag van God, ek wil hom reg sê, dynamis, die Griekse woord is dynamis, in Afrikaans dis dynamiet. Mense, ons het dynamiet gebruik jare terug, maar vandag gebruik hulle groter missiele en bomme as wat dynamiet is. So as jy sê dynamis, dan beteken dit van Grieks af dat die grootste groot is nuclear krag wat 'n verskil maak as hy afgaan. Met alle respek gesê, vra vir Hiroshima en Nagasaki in Japan, wat het daar gebeur? Daar's 'n skudding, daar's vlamme, daar's 'n ontploffing. Dynamiet word gebruik in myne vandag om die klippe en die rotse uitmekaar te skiet, om die goud te ontdek. Dis 'n krag wat oor jou kom en toe Jesus met sy mense praat en hy sê gaan om met krag aangedoen te word. Was dit nie die krag en energie, dat die energie wat ek nou hier sit om met jou te gesels nie, dis 'n bo natuurlike ontploffing wat plaasgevind het en ons luister na, ek skat dis 10 minute lank, na hierdie klip vandag en jy hoor hoe die heerlikheid van God, Rassie Erasmus het ek dink hy het 'n goeie stem gehad, maar hy het nie naaste by die mikrofone gehad
wat ons vandag het nie. Hy het nie naaste by die sound systems wat die ou ding wat rekord hy lekker nie, maar jy voel hoe die golwe van die heerlikheid van God oor daardie klip vandag kom en jy hoor hoe mense aangeraak word daarna en die getuienisse na daardie dienste was, weet jy, ons huwelik was daar beheer. Beraders kon nie meer help nie en in daardie tyd na daai diens het hierdie dinamus, hierdie dinamiet ons getref en dit het ons geskit en ons het liefde gevind, ons het verhouding gevind, ons het mekaar gevind. Depressie is weg, dis gone, daar's blydskap, dis vervang met blydskap, dis vervang met heerlikheid. En ek wil nou iets noem en ek weet dat die heerlikheid van die Here gaan dinamus, dis die Griekse woord, hy gaan dynamiet weer in sy kerk instuur en injaag en dit gaan nie van mense afkom nie. Dis 'n bo-natuurlike krag van God wat gaan gebeur. Ek wil dit net lees, hy sê dit dui op bo-natuurlike krag. En ek wil iets noem, baby, jy kan my in die rede val. 'n Persoon sê nou die dag vir my, alles wat nou gebeur, wat jy in die algemene kerk kry, is die nuwe nuut wat die profeet van geprofeteer het. En kyk, ek sal 'n nuwe ding doen. Onthou, dis God wat sê ek sal 'n nuwe ding doen. Nie mense, dis nie die mens nie. Dis nie die mens nie. En ek gaan kyk en ek dink by myself, as die heerlikheid van God 50 jaar en 100 jaar terug in so mate beweeg het dat mense wat daai tyd in erge sielkundige situasies gesit het, psigiese kondisies, emosionele kondisies, in erge trauma gewees het, in binne 10-20 minute in 'n diens daarvan kon bevry wees. Hoe kan, hoor nou mooi die redenasie, hoe kan die nuwe ding wat ons vandag dan in die vernuwing het, 'n stelsel wees waar mense in kerke, ek gaan nie veralgemeen nie, in kerke sit en dan word hy vir trauma bestuur oor 2-3 jaar. So watter God was nou reg en watter God was nou in die tyd verkeerd, of wat is nou reg en wat was verkeerd daai tyd? Wie het gewerk in daai tyd? Hy het ingekom, hy het deurgekom, die alkoholist het ingekom. Die alkoholist het die heerlikheid van die ek gebruik weer daai woord, die dynamus, die dynamiet gekry. Alles was weg, alles was skoon en hy was gevul, sy beker was gevul, hoor mooi, sy beker was gevul, so met blydskap. So, vir die res van sy lewe het hy gesê, ek kyk nie meer terug nie. Dis verby, dis klaar. Ek is oor daai oomblik wat ek het die krag, ek het die dynamiet. Dis die dynamiet, die plofbare krag van God in my as individu het ek ervaar. Hy sê dit beteken dat die gelowiges nie op eie vermoë sou werk nie. En ek wonder, baby, jy kan ook anders hier, is daar nie te veel vermoë van ons as mense intellek en sy intelligensie in die siege waarin ons nagevond, in die mense emosionele wêreld gaan indelf het, en nou in die kerk, ek veralgemeen nie, maar in groot dele van die kerke wêreld sit ons met 'n individu, en ons verkondig hierdie goed, ons verduidelik hierdie goed, ons sê ja, hierdie goed kan gebeur, maar die persoon lyk 2-3 jaar, 4-5 jaar, nog, man, hy lyk erger, ek weet van mense in die kroeg, wat vinniger beter word as ouens in die kerke, hy word daar gehou, in die tussentyd wil gebruik hy woord weer, wil die dynamus, die dynamiet van God, die krag van God, mense nou, hy wil jou nou verander, hy wil nou, in die heerlikheid gesê, gaan om met krag, met dynamiet aangedoen te word, en ek wil net iets sê voor jy verder praat, dynamiet mense, is nie 'n stil besigheid nie. Dis hoekom ek so bly ek Pinkster. Hulle het vir ons al uitgehaal op die manier, mense by ons later nie meer nooi om by hulle te gaan preek nie, want hulle sê, julle is te vol dynamiet. Julle het, ek gaan die Griekse woord gebruik, julle het dynamus. Man, ons is nieuws, halleluja, ons is nieuw. En julle raak bietjie besig vir ons verhoor. Dynamiet, hoor jy? Jy voel hom, jy ervaar hom. Almal weet dit. Dis krag en hy skud goed los en jy kom op die goud af. Absoluut. Nee, ek sit vanmiddag net nadat ons hierdie klip geluister het, nee, dit het so met my gepraat. Dit was 'n regte oomblik geweest en ek praat met die Here en ek sê, Here, ek weet U het vir ons
daardie vermoë gegee. Dit lê nie net by een persoon nie. God se krag en God se salwing en God se gees is vir elkeen. Jy moet net daarop wag dat hy op jou uitstort. En ek sê, Here, laat dit herleef. Laat dit binne in ons harte weer opbou en oorborrel. En dieselfde woorde kom by my soos wat hy nou gesê het. Onthou net, dit gaan nie 'n sagte eenman saakie wees nie. Die wêreld gaan weet. Die wêreld gaan geskit word wanneer die gees van God werklik oor jou vaardig word. Almal in die omgewing gaan dit beslis weet. En dit gaan dan God se vermoë tentoonstel, nie jou eie vermoëns nie. Hy sê hierdie krag is nie net vir wonders en tekens nie. Dis nie alwaarvoor dit nodig is nie, maar dit is ook om getuies te wees en om volhardend in heiligheid en in lyding dit te kan doen. Dit maak nie saak wat om jou aangaan nie. God se gees dra jou deur, sy salwing draer wat jy is. Die salwing wat hy oor jou uitstort, sal vir elkeen sigbaar wees en tot voordeel van almal rondom jou. En ek wil net sê, ons gebruik nou deesdae hierdie term, ons gaan hiermee afsluit. Ons gaan nie meer afsluit. Ons gebruik die terme dat gaan dan en maak disippels. Jesus het daar gesê, dat ek net hy sê, gaan om Heilige Gees en julle sal my getuies wees in Jerusalem, julle sal my getuies wees. Amen. Jy kan nie sonder hierdie dynamis, kan jy 'n getuie wees nie. Waar jy beweeg, waar jy hierdie boodskap oordra, moet die vermoë van dynamiet betrokke wees. Dis die krag van God. Halleluja. Mense, ons kan die doping van die Heilige Gees op alle maniere probeer wegskuif. Ons kan dit vervang met alle inligting en met alle kursusse en met alle vermoëns en ons kan disippelskap doen, laat dit by ons eie ore uitloop. Al wat jy doen is jy mense skep dit 'n veilige hawe vir 'n persoon by 'n redelike groep waar hulle Sondagoggend, ek kan nie glo vir 'n uur by mekaar kom. Deesdae is die uur waar hulle gelukkig gehou word deur 'n worship bandjie en deur 'n predikertjie en dan gaan almal weer huis toe in die politiek en die goed wat net vir 'n baie Sondae ook nog kerk waar 'n paar mensies opdag en dan is die politiek nog so huge tussen die ou groepie, maar dan is daar 500 mense of 1000, dit bly klein. Dis niks. Die opskudding wat hierdie saak gedoen het, waarvan ons nou lees, as hierdie verhouding gaan uitwerk, toe Petrus begin preek en 3000 op bekering kom, as hy dit vandag sou gedoen het, sou daar op daai preek in Johannesburg gebeur het, sou oor die 450.000 mense in 'n uurse preek van hom tot bekering gekom het en gevul gewees het met die Heilige Gees. Okay, gaan werk die formule uit. Ons touch nie die surface wat hierdie mense getouch het met al ons planne en al ons idees en al ons bestuur en al daai goed nie. We need the power of the Holy Spirit. En julle sal met krag aangedoen word. Met ander woorde, julle sal met dynamiet aangedoen word en jy sal die vermoë van dynamiet hê om plofbaar die evangelie te verkondig. En die wat hom vat, sal hom vat en gryp met geweld. Die woord van God sê, hy sal hom gryp met geweld. En dan sê Jesus vir sy disippels, toe hulle uitstuur, en indien hulle dit nie wil hê nie, en indien hulle dit dan nie so belangstel nie, skud die stof van julle skoene af, gaan uit daai dorpe uit, gaan uit daai plekke uit, maak klaar, gaan na die volgende plek toe, gaan na die volgende stad toe en gaan hoor wie soek die dynamiet van Dr. Chris en van pastoor Betty Marks. 'n mooi aand. Amen en amen.